Goeiemôre almal. Ek het in my studentejare as 'n extreme adventure guide gewerk. En hulle het verskriklik in ons ingedrul die toerusting. Jy moet die toerusting uit jou kop uit geken het presies wat kan wat doen. Nou hierdie is 'n dynamic klimtou met 'n 2,5 ton breekkrag. Want jy nou al die karabiners en goedjies wat jy aan jouself kan haak. Hierdie karabiner kan 2,2 ton hanteer. Die harnasse wat ons gebruik het, selfde storie, hulle het getrek tot en met 4 ton, daar het nie 'n naad losgekom nie. En dan kry jy nou al die ander toerusting wat jy saam met dit het. Elke lyn waaraan jy gehang het altyd 'n backup gehad ook, sodat as hierdie ene breek is daar 'n backup vir hom. Elke lyn moes ook geanker gewees het, maak nie saak baie geanker is nie, aan 3 punte, afsonderlike punte. So dit is een van jou ankerpunte dalk dit nie mag maak nie, die ander die werk kan oorvat. En al hierdie goeders het ons verduidelik aan die kliënte. So nou kom maar 'n klomp kliënte en hulle wil nou vandag kom bungee of kom bridge swing of wat ook al kom doen. En dan verduidelik jy hulle vir die bridge swing. Sê hier is die harnas, dis hier die harnas aantrek. Jy moet lekker die straps styf vasmaak, bo onder die hele hooks en dan klip ons jou in. En as jy jou ingeklip het, dan gaan jy na die vorentoe stap en as jy nou daar voorkom en alles is reg en alles is vasgemaak, dan vas jy die tou hier voor jou en moet jou tone bo oor die edge sit. Dit was die moeilikste. En dan kom jy agter hier weer daai pyn wat hier onder op jou maag kom. Dan kyk jy daar af jy so. En dan kom my countdown. 3, 2, 1. Ek was die jump master, ek het jou gestoot op 1. Nee. Maar jy kan hulle verduidelik, presies, en vir hulle anders sê, dis hoeveel hierdie ene, dis hoeveel daai alles. Dis alles kopkennis. Hierso, nie kopkennis, jy mys getoets, ek beloof jou, nee. Maar totdat jy nie daar staan nie, en self nie goed aantrek nie, en spring nie, wie weet, jy gaan nooit weet of dit regtig werk nie, nee. Ja. Party mense met hoogtevrees sê, joh, ek voel hom sommer al klaar. Hier binne in my. Die uitdaging met kliënte wat deelgeneem is, was om my stap van geloof te neem. Ons geen waarborge nie. Al wat daar is die praktiese uitwerking dat wanneer jy sal spring. Nou in ons reeks calculated risks is die toerusting, hierdie goeders, is die Bybel. Né? Dis die beloftes. Dis die toue en die figure eights en al die goeders wat jy het, dis die toerusting. En glo jy dat die toerusting, die beloftes, dit wat God vir jou in die skrif gesit het, glo jy in dit, sodat jy dit kan vat en gaan toepas in jou lewe en iets vir die Here gaan doen. Hy risiko vat vir hom. Calculation, dis die Bybel. Risiko, dis die geloof. Calculated risk. Nou in week 1 het ons gekyk na die risiko wat jy neem op jou eie lewe, né? Wanneer jy self die Here moet begin vertrou en sê, "Oké Here, hoe gaan ek daai deel van my lewe maak?" Week 2 het ons gekyk na die risiko wat jy neem op iemand anders se lewe. Want as God nou met in jou is en jy begin vertrou die goeders, is die vraag met wie gaan jy dit begin doen? Wie gaan jy daai lyn begin uitstoot? Wie gaan jy aanmaak? Wie gaan jy vertrou om saam te trek in hierdie pad? En hierdie week kyk ons na wat is dit wat jy kan doen? Watse risiko's kan jy doen wat dalk by jouself gaan lewe. Die dag as jy nie meer daar is nie. Wat is die risiko's wat jy geneem sodat ander mense nog steeds deel kan wees of vorentoe kan gaan of die koninkryk kan bou op grond van die risiko's wat jy gevat het? Nou ek wil vir julle 'n storie vertel oor hierdie hele klim storie. Dis maar wat ek gedoen het as 'n student om my studente geld te betaal as ek het gewerk, jy weet, as 'n extreme adventure guide, so dit was deel van ons. Maar hulle het ons geleer van hierdie dingetjies. En dan was 'n hanger, daar's 'n hanger op daar. En dit was 'n simpel naam want jy hang aan hom. Dis kom my hangers. Nou, in my rotsklim daar, as jy 'n rots geklim het, dan het jy die tou aan jou gehad en jy het van hierdie karabiners vasgehad aan jou en dan hulle was om die tou vas so en dan wat jy gedoen het as jy dan by die rots, by die hanger gekom het wat in die rots vasgeboor is, dan het jy hier
ingeklip. Die onderkant het iemand jou styf gehou. Dan klim jy weer verder deur hom en dan vat jy weer nog 'n karabiner en dan haak jy in. En soos jy jouself aanhak in die hangers, hou die hanger jou veilig. Hanger is ingebore met 'n M10 robbolt binne in die muur in, so hier hang hy of die rotswand al die pad tot bo en so kan jy jouself inklip en jy kan weet, jy gaan nie val nie. Ek het ook altyd geleer, jy mag nie meer as 'n lengte van jouself inklip nie, want jy val altyd 'n dubbel lengte van jouself. So as jy 2 meter lank is, dan val jy 4 meter. Moenie val nie, moenie 'n hanger skiep nie. Hak in by die hanger. Is jou hanger secuur? Ja, my hanger is secuur, ek is okay. Die onderste ou moet die hele tyd vra ook, is jy in die hanger in? Ja, ek is ingeklip, sy reg ingeklip, die hele hooks, yes, die hanger. Maar iemand moes die moeite doen om voor jou te geklim het, sonder die gemaak van die hangers. Iemand moes voor jou daai rotswand geklim het met 'n boor en met 'n klomp van hierdie goedjies en hulle in die muur ingeboor het en vasgedraai het en seker gemaak het dat sy werk so goed is, dat wie ook al na my hierdie roete gaan klim, veilig aan die hangers kan hang. Hoe lyk die hangers wat jy inboor in die lewe? Want ek beloof vir ons almal, maak nie saak wie jy is nie, klip in by 'n vorige ou se hanger wat hy ingeboor het. Hoe kom jy op 'n plek wat jy roetes of goeders begin uitlê in die lewe, sodat mense calculated risks kan neem op dit wat jy ingesit het in die lewe, lank nadat jy nie eens meer daar is nie. Jy moet klim, jy moet vasmaak, jy moet hom kan doen. Die probleem is, dit gaan te veel oor onsself, en partykeer moet ons net self sê, stop, wat gebeur na my as ek aangaan? Wat is goed wat ek in die gang kan sit, wat lank as ek nie meer daar is nie, kan bly leef? Dit was so 'n blessing op my hart gewees. Ek sit in die week en ons terugvoer vergaderings oor die kerk en dit is lekker om kerk vol te sien en baie mense in die kerk te sien. En ons het 'n bediening hier langs en die bedieningsnaam is Exodus. Nou Exodus is vir die graad 6 en 7's. Kom ek vertel wat Exodus vandaan gekom. 20 jaar gelede toe ek by Dr. Dale ingestap het as 'n jong tienerpastoor wat baie geweet het, ek was verskriklik slim. Toe kom ek agter ek is ook dom daarmee saam. Maar ek sit toe saam met ouers en ouers sê vir my, Jannie, my graad 6 en 7's pas nie by die kinderbediening in nie. Dis die vlak is te laag, maar hulle is ook nog nie tieners nie. Hulle is in so 'n tussenfase. Hulle begin net man raak en meisie raak en in die hormone en alles speel 'n rol en kan ons nie 'n bediening vir hulle fokus nie. En ek het lank daarop gesit en ek het besef, ek het baie werk, maar kom ons kry nog meer. En ons begin toe 'n proses wat ons noem, op daai stadium was sy eerste naam Adventure Kids en toe raak dit Glue. Iemand in Hartie se pel vir my daar sjaal, hy hoor daarvan en ons begin saam planne uitdink en ons begin hierdie bedieninge launch. Exodus is die naam wat hy nou is. En weet jy wat nee, ek is al jare, ek is al hopeloos te oud, ek kan nie meer met daai kinders relate nie. Maar Sondag wat verby is, was al 65 van hulle in daai klas. En hulle het ingeklip op 'n hanger wat ek op 'n stadium ingeboor het. En van die 35 kampusse wat ons het meeste van hulle 'n Exodus bediening. 'n Platform wat geskep is, en dit is nie ek wat hom geskep het nie, die Here het my werk deur die kinders, maar iemand moes die hanger inboor, sodat daai bediening kan voortgaan, en hopelik gaan hy voort, lankal nadat ek kompos is. My liggaam, my gees gaan saam met die Here wees. Daar was 'n laaitie gewees, sy naam was Stian. Ek onthou toe begin ons Exodus, of Glue, wat ook al, ons begin die bediening. En hy was een van die ouetjies wie se maas mee kom praat het. En ek het hom so gekyk en gesê, Here, dis 'n klein stout helsem hierdie. Nou vat ek hulle op kampe. Nou besluit ek gaan hulle moeg maak in die nag, laat hulle my nie so baie moeilikheid gee deur die dag nie, en hopelik die volgende aand slaap hulle lekker. Nou klim ek in my tent en ons het so 'n vuurtjie gemaak by 'n bos wat ons gekamp het en hulle moet die vuurtjie oppas dwars deur die nag. En ek onthou, hier by 3:00 se kant word ek wakker, maar daar's so 'n rooi gloed teen my tent. Nou, hier's moeilikheid. Ek zip die tent oop, hier staan Stian. Toe het hy die hele 5 liter bottel kookolie gevat, bo-op die vuur uitgegooi, die groot plastiek krat deksel gevat en hy staan so, en so sit en waai hy die vuur. Dit grens daar in die speaker se bopunt oor hierdie vuur. Maar klim uit, ek sê, Stian, ek skree daar op hom.
Hy het gedink dis jy weet God wat met klein Samuel gepraat het, maar hy skrik hom dood. Terug in sy tent in. Stiaan het sy hart vir die Here gegee. En 5 jaar gelede is Stiaan dood in 'n motorongeluk. Stiaan het sy hart vir die Here gegee. As gevolg van 'n hanger wat ingeboor is, sodat Stiaan die ewigheid saam met God en sy koninkryk kan spandeer. Ek sal hom nooit vergeet in my lewe nie. Hoe gaan jy te werk met dit? Hoe werk jy met daai lewe van jou? Of is dit so dat die lewe net soveel om jou draai, jou geluk, jou geld, jou vreugde, jou sukses, jou prestasies? Wat van die gedagte om die risiko te neem om iets te doen vir die Here wat lank sal lewe nadat jy nie meer daar is nie? Om ankerpunte in te boor wat generasies op generasies nog kan dien, die dag as jy nie meer daar is nie. En dis 'n risiko, dit gaan altyd 'n risiko bly. Dis 'n risiko vir besigheid, maar dis 'n ankerpunt wat verby jouself sal lewe. Een van ons vennote, mag hy sy naam sê nie, het my lamak beloof. Hy het 'n billboard op die N1 nou uitgekontrakteer. En hy sê toe vir my, nee, hy gaan nou die billboard X, Y of Z en na preek kom hy na my toe. Hy sê, ek het 'n nuwe plan. Ek sê, wat is jou plan? Hy sê vir my, nee, ek gaan Matteus 6 vers 33, soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir jou toegevoeg word. Ek gaan nie my maatskappy adverteer op die billboard nie. Ek gaan net koninkryks vra op die billboard sit. Sodat ek hangers kan inboor en mense verby my dalk kan leef. En dan vertrou ek die Here ten volle dat hy my besigheid sal seën. What a man. Hier's hoe die billboard lyk. So hy vra 'n random vraag as jy by die billboard ry. If God stopped existing, how long will it take you to discover it? Jesus loves you. Het ek regtig so 'n intieme verhouding met God dat hy elke dag met my praat, dat die dag as hy moontlik nie meer daar is nie, ek het sal agterkom of sal jy dit nooit agterkom nie? So as jy verby die billboard ry, is een van ons vennote wat sulke goed begin opsit. En dan gaan alreeds sulke stellings kom. Om mense se gedagtes aan die gang te sit en te vra ons, het ek 'n verhouding met hom? Kan ek 'n hanger inboor? Kan ek 'n risiko vat op 'n billboard wat sal lewe lank nadat ek nie eens meer hier is nie? Hoe lyk my ingesteldheid in die lewe? Of is dit ek, my omstandighede, my alles? Kom ek vertel jou van toerusting, die Bybel. Kyk hierdie risiko's wat hierdie mense gevat het. Ek dink altyd aan hulle en dink ek, Here, dit moes verskriklik gewees het. But they did it. Genesis 6. Noag. Ek dink Noag, hy sit daar so rustig en kuier, in die volgende oomblik verskyn die Here aan hom en jy kan hom gaan lees daar in Genesis 6 vers 13, toe sê God vir Noag. Ek het besluit om 'n einde te maak aan al die mense wat deur hulle toedoen die aarde vol geweld maak. Ek gaan hulle saam met die aarde verdelg. Noag gaan almal doodmaak. Basically so. Nou kan jy nou dink, nou sit Noag daar. Engel verskyn hom. Hy sê vir my volgende, hy sê, maak vir jou 'n ark van goferhout. Here, ons het nog nie rolsae nie. Daar's nie 'n meule waar ons hierdie goeders kan gaan koop nie. Niks. Wat van my skape, my bokke, my beeste en my boerdery en alles wat ek het? Maak vir jou 'n ark van goferhout, sê God. Jy moet die vertrekke in die ark maak, dit binne en buite met pik dig maak. Jy moet dit soos volg bou en dan gee jy nog die lengtes. Die lengte van die ark moet 150 en 30 meter wees. Sy breedte 22,5 meter op sy hoogte, 13,5 meter. Dis 'n massive boot in die woestyn. Jy moet hierdie risiko vat. Dis 'n hanger wat jy gaan inboor sodat die mensdom kan oorleef. As jy gaan kyk wat die tydslyn nou aanbetref, het dit Noag om by 75 jaar gevat om dit te doen. Imagine daai risiko. Imagine na jaar 5 of 10, wat ook al, en sy vrou kom tik hom, het jy daai dag gedrink toe die Here mee gepraat het? Hey, hoe sy seuns almal hier bymekaar maak. Ons moet die boot bou. Hierdie boot moet gebou word. Dag in, dag uit. Dan moet hulle gaan spykers maak, dan moet hulle gaan bome afsaag, dan moet die bome droog word, dan moet hulle in planke gesny word. Oor en oor en oor, 75 jaar lank.
bou ek my lewe op 'n risiko. 'n Calculated risiko wat God vir my gesê het. En dan kom die mense na herinner hom. Sê nou dit reën nie. Ja, wie wat net daar gaan baie van hulle wees. Sê nou maar jou besigheid gaan dit nie maak nie. Sê nou maar die mense kyk na daai billboard en boikot jou. Sê nou maar jou bediening wat jy begin werk nie uit nie. Sê nou maar net, sê nou maar net. But no guts, no glory, no risk, no story. Het kan nie verby jou leef tensy jy dit doen nie. En loof die Here uiteindelik na 'n lang tyd toe begin het genuen reën. Toe kom klop hy manne almal nie deur en sê, Noag asseblief, ek wil net inhak. Noag sê, Noag, sorry, ons nie hangerie. Al was 75 jaar vir jou om deel te raak van hom. Jy kon ingehaak het. Is nou te laat. Jy gaan nou val en jy gaan doodval. Abraham. Hey Abes. Weet jy wat die Here hom genoem het bynaam nie? Hey Abraham. Jy gaan die vader van my volk word. Hier is die belofte. Jy gaan 'n kind hê. Here, my vrou is oud. Kom Sarah met die walkertjie aan. En mamma maak vir ons 'n koppie tee. Die tyd wat dit aankom is dit ystee. Dis die belofte Genesis 12. Die Here het vir Abraham gesê, hier is die risiko. Hier is die risiko. Trek uit jou land, uit weg van jou mense en jou familie af na die land toe wat ek vir jou sal aanwys. En dan kyk jy die beloftes, né? Kyk die beloftes, dis die toerusting, dit sal dit doen en sê, ek sal jou 'n groot nasie maak. Ek sal jou seën en jou 'n man van groot betekenis maak. En jy moet tot 'n seën wees. Ek sal seën wie jou seën en ek sal hom vervloek wat jou vervloek. In jou sal al die volke van die aarde geseënd wees. Ek sal vir jou help om 'n hanger vas te boor waarin die wêreld sal inhak. En die uiteinde sal wees, die wêreld sal gered word omdat jy doen wat ek vir jou sê. 11 jaar later word daai eerste seun gebore en jy ken die storie. En hoe Abraham gegaan het en eers getrek het en toe almal weer terug in die beloofde land gesien het en toe sit slawerny en toe sit Egipte en ek sê Moses se calculated risk. Hey, gaan terug daarna wil jy wil doodmaak. Jy weet Moses se klere was als te groot. As hy aanlyn bestel het. En gesê het, meneer, wat se size wil jy hê? Extra large. Nuwe Testament. Matteus 16. Petrus, mond is groot. Visserman. Ek was ons dink vissermanne, dink ons aan daai manne daar in die Kaap sonder voordat lekker visie so. Hoeveel vra jy vir daai vis? Ek vra niks, meneer, as jy wil vra jy homself. En Jesus kies hom. En hy sê vir hom, ek gaan jou vat, Petrus. Ek gaan jou vat, né? En jy gaan by my inhak, o Petrus. En ek gaan jou vat en ek gaan jou gebruik en jy gaan hangers insit. En jy gaan klim. En jy gaan eers klim en jy gaan boor en jy gaan vasmaak. Hier kom hy. Matteus 16. Sê Jesus, verklaar nou. Ek, Jesus, verklaar nou vir jou. Hier is die belofte. Jy is Petrus. En dan is eers Simon. Sê, jy's Petrus. Jy's die rots. Jy's die rots. Op hierdie rots gaan ek my kerk oprig en die magte van die doodryk sal dit nie oorwin nie. Ek vertrou die sleutels van God se koninkryk aan jou toe. Wat jy op die aarde toesluit, sal by God toegesluit bly en wat jy ook al oopsluit, sal ook by God oopgesluit bly. Om te lewe verby jouself, die band kan opkom. Wat gaan mense onthou as hulle jou naam noem? Wat gaan hulle onthou? Gaan hulle dink aan daai hanger wat die lewe lewendig hou? Gaan hulle dink aan daai dingetjie? Gaan hulle hom sien en sê, yes! Hierso
het Willie geklim en Willie het hierdie hanger ingeboor en ek kan by Willie se hanger inhak en ek kan verby hom klim. En ergens moet ek hierdie roete in 'n ander rigting vat en ek moet hangers inboor sodat mense kan inklim by my. Sodat jou lewe nie net gaan oor jou nie, maar jy die risiko's vir God se koninkryk sal vat wat verby jou lewe. Sodat die ewigheid 'n ander plek kan wees. Omdat daar 'n kort tydjie iemand is wat jy was en wat gelewe het. Kom ek vertel 'n storie. Ergens was daar 'n pastoor in Waverley. Maar die pastoor het 'n droom gehad. En hy droom was om 'n kerk te bou in Waverley, waar mense bymekaar kan kom. Die kerkie was eers klein. Kyk, daar staan hy. Check hy, nuwe kombi wat voor die kerk staan. En hulle het bymekaar gekom en die kerkie het te klein geraak. En daar was nie eers plek nie, en toe bou hulle die saal langs aan. En toe uiteindelik toe bou hulle die auditorium. Auditorium gaan een slide terug. Daar is die kerksaal. Nog nee. Daai spits enetjie. So waar ek en jy nou sit. En wie wat nou hulle het 'n hanger ingeboor waar ek en jy vandag kan inhak. Nou moet ek nie 'n jeans skeer nie. Daar sy. En ons kan vandag kom en dankie John, jy fix my net al. En ek kan inhak. En Japie kan inhak. En sê op hierdie wat hulle opgesit het, wil sê hierdie hoeksteen is geleë ter ere van God deur pastoor H.N.C. Pinaar namens die dankbare gemeente die 31ste van die 10de 1964 het hulle hierdie plek gebou. Hoor hierdie profesie, die toekomstige heerlikheid van hierdie huis sal groter wees as van die vroeëre. En op hierdie plek sal ek vrede gee. So haak Jonty in. Sorry Wanda, as ek vas. So haak Japie in. So haak Sandra in. Stuur hom terug. So haak julle in. So haak maar Sandra in. So haak Robbie in. So haak julle in. So kan ons vandag kerk hou. Omdat 'n klomp mense koeksusters verkoop het en ek weet nie wat hulle alles gedoen het om geldjie te maak om hierdie plek te bou nie. Net laas jaar alleen het ons baie 300 mense gedoop hier in hierdie plek hier in daai doopbad daar. Hierdie mense het al tot bekering gekom omdat ek en jy inhak by 'n hengertjie wat iemand ingeboor het gesê het, "Daar's ons kan vasmaak aan hom." Okay, julle kan meer stop met die tou daar net. Nou kook julle hom. Hoe vas hom so? Lig hom op. Dankie pastoor H.N.C. Pinaar vir die risiko wat jy geneem het om hierdie gebou te bou. Sodat ons Sondag hier kan sit en mekaar kan wees en kerk kan hou. Wat ankers bou jy in die lewe in sodat mense in jou kan inhak en dit wat jy neersit lank verby jouself nog kan lewe. Wat se risiko's neem jy vir die koninkryk sodat soveel meer kan gebeur deur ons lewens?